Ons groet u vanmôre in die lieflike naam van Jesus Christus weer eens. Ons is baie bevoorreg om hierdie wonderlike woord aan u te bring. En liewe toehoorder, liewe broer en suster, hierdie boodskap is 'n boodskap vir die kind van die Here. Die kind van die Here wat reeds weergebore is, wat die Heilige Gees deelagtig geraak het in sy hart, wat sekerheid van saligheid het, wat weet verseker, as hy hierdie aarde verlaat, hy gaan vir Jesus sien in die hemel. Hy het daai getuienis in sy hart, volgens Romeine 8, vers 16. Ek lees vir ons 'n baie belangrike skrifgedeelte vanmôre, en dit gaan oor my herstelde verhouding met Christus Jesus. My herstelde verhouding met Christus Jesus. Waar 'n vorige boodskap gegaan het oor die afgebreekte altaar wat opgebou moet word, weer herbou moet word, gaan hierdie oor my herstelde verhouding as kind van die Here met my Here Jesus Christus. Ek lees vir ons uit 2 Korintiërs 3 en ek lees vir ons net een vers, die C-gedeelte van vers 6. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Liewe broer en suster, ek gaan vanmôre 'n stelling maak. 'n Baie gewaagde stelling, maar ek sal dit moet verduidelik. Want as jy dit nie reg verstaan nie, dan sal jy sê, maar wat praat hierdie man van? Ek gaan die stelling maak vir die kind van die Here om te sê, dit is nie lekker om die Bybel te lees nie. Waarvan praat ek nou? Hoe kan dit nie lekker wees nie, as dit so belangrik? Die Bybel moet aan die middelpunt van ons lewe wees. Broer en suster, u sal weet dat daar buite is daar soveel aantreklikhede vandag, deur middel van sport, deur middel van omstandighede, 'n besige lewe, deur middel van TikTok, deur middel van YouTube, deur middel van flieks, deur middel van enige sport wat jy van hou, deur middel van oorseese reise, 'n baie besige werksprogram, my kinders wat grootgemaak moet word, my kinders wat vervoer moet word van punt A na punt B, die hele dag is ek daarmee besig. Finansiële druk, ek moet werk want ons moet finansies kry in hierdie huis, want as ons nie finansies inkry nie, kan niemand lewe nie. Broer en suster, die Bybel sê, dit is die sorge van die lewe. Die sorge van die lewe druk. Mense is so besig. Hy sê, hy het net nie kans om nog stilte tyd te hou en die woord van die Here te lees nie. En dan is daar soveel aantreklikheid van buite. Dis tog baie makliker as ek nou moeg gewerk is vanaand, om net so bietjie op die bed te gaan lê, net so voor ek insluimer, net gou deur my TikToks te hardloop, my YouTubes te hardloop, my e-posse te hardloop, is gemaklik, 'n bietjie lekker musiek te luister. Niks verkeerd daarmee nie. Maar weet jy wat? Om te gaan kniel voor die woord van die Here, die Bybel op te neem, dit is nie interessant nie. Daar's baie meer interessanthede daar buite en op sosiale media. Ek kan tog daar met my broer en susters kommunikeer, ek kan my groepe kommunikeer. Hulle vertel tog vir my van hoe wonderlik die Here in hulle lewe gewerk het. Die getuienisse wat ek hoor, ek beteken miskien iets daar buite vir ander. Dit is baie gemakliker as wat ek hierdie woord van die Here opneem en dit gaan lees. Want die woord van die Here in ons geskrewe gedeelte sê, 2 Korintiërs 3, vers 6c, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Hierdie letter is 'n dooie woord, sal niks vir u beteken, as die gees van God nie hierdie woord, van die kragtige woord, van Jesus Christus, nie aan u persoonlik breek nie. En daarom moet hy 'n persoonlike verhouding met hom hê, soos wat Moses van ouds gehad het. Kom ons gaan kyk 'n bietjie in die skrif. Toe Moses die 40 dae in terloops, dit was by 2 geleenthede, vir 40 dae op die berg van verheerliking was, het die Here vir hom gesê, hy moet nader kom. Eers kon die priesters nader beweeg, toe kon Aaron nader beweeg, en toe het hy gesê, ek wil met Moses alleen praat. En nou sien ons in die 7de vers van 2 Korintiërs 3,
En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. Jy sien, liewe toehoorder, liewe broer en suster, Moses het die Here in die Here Jesus, en ek glo dit was die Here Jesus persoonlik wat daar was, want hy was reeds in die Ou Testament, hy was van altyd daar gewees, hy was van die begin af daar gewees, maar God die Vader is ontmoet in heerlikheid deur die Heilige Gees, en die heerlikheid van die Heilige Gees en die heerlikheid van God die Vader, daardie teenwoordigheid was dadelik rondom Moses. En Moses kon die volgende doen. Hy kon vir 40 dae nie eet nie. Hy hoef nie te geëet het nie, want hy was gevoed deur die heerlikheid. Jy sien, dit is wat ons kan kry in die binnekamer. As ek aan die heerlikheid van die Here kom, dan is dit soveel beter as die beste TikTok-program, as die beste sportprogram, as die beste YouTube-program. Ek verlang so na daardie ware voedsel, wat my kan voed, want ek het 'n ontmoeting met die Almagtige in sy heerlikheid. Moses, vir 40 dae nie geëet nie, vir 40 dae nie water gedrink nie, en ons kan gaan kyk na die geskrifte, van die ou ortodokse Jode glo dat hy vir 40 dae, het hy ook nie, en nagte, het hy ook nie geslaap nie. En hy het by 'n tweede geleentheid kon hy dit doen, toe hy weer moes opgaan na die berg. Met ander woorde, die heerlikheid van God was so sterk en so kragtig in sy lewe, dat hy verlang het om by die Here te wees, 40 dae en 40 nagte. Want die 9de vers van 2 Korintiërs 3 sê, want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, daardie bediening het nog veroordeel, dis nog waar die 10 gebooie gekry is, daardie bediening wat veroordeel in heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Broer en suster, ons kan daardie selfe beeld van oorvloedigheid hê vandag, en in soveel mate meer as wat Moses gehad het. En hy was in die teenwoordigheid van die Almagtige. Daardie selfde heerlikheid in oorvloed kan ons in ons binnekamer kry. Sal dit nie u opgewonde maak om die lewende seun van God te ontmoet? En soos wat u sy woord lees, kom jy agter en jy raak opgewonde in die gees. En jy kom agter, maar die lewende God, die Almagtige God, praat met my persoonlik. Hy is besig om met my sy woord te deel. Wat die 10de vers sê, want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, dit wat nog moes vergaan in heerlikheid was, veel meer as wat moet bly in heerlikheid. U kan dit wat nou agtergebly het, die dierbare Heilige Gees, wat nou persoonlik vir ons in die Nuwe Testament gegee is, kan u persoonlik in heerlikheid ontmoet. My liewe broer en suster, wanneer laas het u daardie ondervinding gehad? Wanneer laas het u die ondervinding gehad, waar u weet, in u agterkom, dit voel of u in die hemel is. Die Here se woord is weer die ereplek in die lewe. Die woord van die Here spreek met u, praat met u, en hy kom agter, die heiligheid van die Here is met u. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof, wat alles gebeur deur geloof, is dus deur die gehoor, en hoor 'n bietjie hier, en die gehoor is deur die woord van God. Wanneer laas het u die Here in heerlikheid ontmoet? U weet die Here sê in Filippense 4 vers 19, die Here sal vir ons voorsien na die rykdom van sy heerlikheid. Wat 'n heerlikheid is dit? Die heerlikheid by die Vader.
daardie selfe rykdom, nie net die gewone heerlikheid nie, die beste van die heerlikheid, is u deel, en kan u deel wees, hier op hierdie aarde, in u kamer, in u binnekamer, met 'n ontmoeting in heerlikheid, kragvol gewerk, deur die werking van die Heilige Gees. Ek lees vir u in Efesiërs 3, die 16de vers, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy Gees, in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle, wat in die liefde gewortel en gegrond is. Hoe lief het u nog vir Jesus? Wanneer laas het u Jesus in sy heerlikheid ontmoet? Of was dit toe u jare gelede vir hom aangeneem het en u nog in die eerste liefde was en u berge sou versit vir Jesus? Is u vandag nog so in agape liefde met hom? Gebruik hy nog vir u? Kan u nog voel dat die krag van die Heilige Gees is soos 'n stroom wat uit u vloei tot 'n verlore wêreld en hulle bereik, en die woorde van u mond en die oordeenkinge van u hart is nog vir die Here welbehaaglik. Dan sê hy in die 18de vers, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. My liewe toehoorder, my liewe broer en sussie, kom weer terug na die binnekamer. Vat hierdie woord van God, want die woord van God sê in 2 Timoteus 3 vers 16, hierdie is die woord van die Here, wat vir ons moet leer, vir ons moet toerus, en baie belangrik, vir ons die dieper dinge van die Almagtige en die Here Jesus moet leer. Ek sluit af met hierdie woorde, die hele skrif in 2 Timoteus 3 vers 16 is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Dit beteken in Grieks, die woordjie geregtigheid, a condition acceptable to God. Wil u weer a condition acceptable to God wees? Dat hy u weer kan gebruik, soek hom in heerlikheid, die heerlikheid wat Moses gehad het, wat so geskyn het deur sy aangesig, dat die volk nie in sy gesig kon kyk nie. Meer as dit kan u deel wees, deur die kragvolle werking van die dierbare Heilige Gees. Halleluja, mag die Here u ontmoet in die binnekamer, kragvol gewerk tot sy verheerliking. Begin vandag en sê, van hierdie oomblik af maak ek tyd. Ek los my TikTok, ek los my besige program, ek los my YouTube, ek los alles. Maar nou buig ek voor die Almagtige. U het miskien probleme. Daar is dood in die familie, daar is siekte. Daar is nie meer 'n werk nie. Daar is tekortkominge. Ek bid die hele dag, Here, help my. Help my, maak my net gesond. Here, red net my huwelik. Here, verlos my net van my dwelms. Here, help my asseblief in my verhouding met my vrou. Help my asseblief dat ek nie meer besig is om my te verlustig in porno nie. Breek, Here, porno in my lewe. Breek welis in my lewe. U bid al die dinge, maar dit word nie beantwoord nie. Hoekom nie? Die Here stel nie belang in u probleme nie. Die Here Jesus stel belang in u.
Hy wil u op die berg van ontmoeting in heerlikheid ontmoet, my liewe suster, my liewe broer. Kom na hom toe, almal wat vermoeid en belas is, en hy sal julle vrede gee, die vrede van die duif van die hemel. Matteus 11 vers 28 en 29. Mag die Here u seën en laat dit met u gaan volgens die besluit wat u geneem het. Halleluja. Amen.